Goeiedag, ek is Dominee Dawie Pretorius van die AP Kerk Mosselbaai. Ons skriflesing vandag is daar uit Daniël 4. Die idioom wat ek inspan is hoogmoed kom voor die val. Ons kan ook sê hoogmoed kom tot die val, tot 'n val. Daar is natuurlik baie voorbeelde in die skrif hiervan. Verskeie konings en ook ander hoë lui het al in hierdie slaggat getrap. En een voorbeeld is die van koning Nebukadneser van Babylonië. Dan in Daniël 4 lees ons dat Daniël deur Gods beskikking die droom van koning Nebukadneser uitlê. In hierdie droom en die uitlegging daarvan lê die duidelike waarskuwing aan Nebukadneser om nie hoogmoedig te wees nie en die Here se koningskap te erken en te eer. En in Daniël se uitleg blyk dit duidelik dat Nebukadneser uit die mensdom verstoot sou word en soos 'n dier, soos 'n bees van die veld sal wees wat plante eet en al die ongure weer, onder andere die dou sal verduur. Daniël 4, totdat u erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie hy wil. En daar in vers 27 dan vermaan Daniël Nebukadneser om met die sondes te breek en genade te bewys aan die ellendiges. Maar die vermaning val egter op dowe ore en ongeveer 'n jaar na hierdie droom dan roem Nebukadneser so in hoogmoed hoe hy Babel in eie vernuf opgebou het. Daar in vers 30 lees ons wat hy sê, Babel wat ek opgebou het deur die sterkte van my vermoë en tot verheerliking van my majesteit. Hoor jy dit, die eie ek is op die troon. Alles gebeur soos Daniël voorspel het, dan in vers 33, Nebukadneser is terwyl hy die mensdom verstoot en het plante geëet soos die beeste, en deur die dou van die hemel is sy liggaam nat gemaak, totdat sy hare lank geword het soos die vere van arende en sy naels soos die van voëls. En na verloop van tyd het Nebukadneser sy oë na die hemel opgeslaan, sy verstand het tot hom teruggekeer en hy het God geloof en geprys as die Allerhoogste, vers 34, wie sy heerskappy ewige mag en wie sy koningskap van geslag tot geslag is. Hy is die almagtige wat na sy eie soewereine wil handel. En Nebukadneser kom tot inkeer, hy kom tot sy sinne en dan bely hy daar in vers 37, nou prys ek Nebukadneser en ek roem en eer die koning van die hemel, al sy werke is waarheid en sy paaie is reg, en hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel. As verlosters, wedergeborenes in Christus, kan ons ook Christus se nederigheid navolg. En nederigheid is juis vrug van die Gees. Hoogmoed, selfsug, ydelle eer is vyande van hierdie nederigheid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is van nature geneig tot selfsug en hoogmoed. Dring ons deur die Gees tot nederigheid. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.